Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 30ste November 2025. Vandag se nagmaaldiens word waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees uit Johannes 21 en die tema van die preek: Jesus gee in oorvloed. Volg hom. Goeiemôre broers en susters. Almal wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te gebruik, is hartlik welkom daartoe. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons saam met Psalm 48, daarvan verse 1 en 4. Die Here is groot waar Sion stop, omwentel hy die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. En Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak as rotsburg hom bekend gemaak. Psalm 48 verse 1 en 4 en daarna, terwyl ons so sit, doen ons saam belydenis van geloof. Ons doen saam belydenis van ons geloof, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Mag jy moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 130, daarvan die eerste vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wees ons genadig, o God. Ja, in u troue liefde wis ons oortredings uit, in u groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld, reinig ons van ons sonde. Ja, ons oortredings ken ons en van ons sonde bly ons altyd bewus. Teen u alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in u oë. Die uitspraak is dis reg en die oordeel regverdig. Ons was al skuldig toe ons gebore is, met sonde belaaid toe ons moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ons dan diep in ons binneste weet hoe u wil dat ons moet lewe. Neem tog ons sonde weg, dat ons rein kan wees. Was ons, dat ons witter as sneeu kan wees. Moet tog nie ag slaan op ons sondes nie, wis al ons skuld uit. Skep vir ons 'n rein harte, o God, vernuwe ons gees en maak ons standvastig. Moet ons tog nie van u af wegdryf en die Heilige Gees van ons af wegneem nie. Laat ons weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat ons u weer met toewyding dien. Ons sal oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Red ons van ondergang, o God, ons redder, dat ons kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee ons die woorde om u lof te verkondig.
offer vra jy nie, anders sou ons dit bring. 'n Brandoffer wil jy nie hê nie. Die offer wat jy wil hê is verootmoediging. Jy sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Laat ons u liefde en u goedheid ervaar. Ons bid dit in die naam van u Seun, ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Sing nou saam met Psalm 118 daarvan die eerste vers. Luister volgens na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Johannes 21. Dit is die derde keer wat Jesus dan ook aan sy disippels verskyn. Johannes 21 vers 1 tot 19. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolui was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie vis was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook van die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hy klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief?
En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons sit hier aan die nagmaalstafel waar ons luister na die woord van die Here en in stilte ook nadink oor hierdie maaltyd van brood en wyn. Wat die tekens werklik vir ons beteken en wat dit van Jesus Christus aan ons openbaar. Meer as 2000 jaar gelede sit 7 van Jesus se disippels aan vir 'n vreemde maaltyd langs die oewer van die see van Tiberias. Daar brand 'n klein vuurtjie met vis daarop. Daar was ook brood. Maar voordat hulle uitgenooi word om te kom eet, staan daar 'n man op die strand en hy vra of hulle iets gevang het om te eet. Nee, niks, antwoord die ervare vissermanne. Gooi net die net aan die regterkant van die skuit uit en julle sal iets vang, het die man gesê. 'n Vreemde voorstel. Maar die ervare vissermanne gee gehoor. En toe was daar vis. Na 'n hele nag van niks, skielik oorvloed. 153 visse terwyl daar reeds brood en vis op die vuurtjie was. Ja, die man was Jesus self, hulle Here, hulle meester. En dit het hulle ook duidelik besef. Maar tog was dit vreemd. Wat beteken dit? Kom eet iets, sê Jesus. Hy neem die brood en vis en deel dit uit. En so sit hulle daar in stilte en eet. Nie een van die disippels het gevra, wie is u nie? Nee, daarvan was hulle toe seker. Hulle het geweet dat dit Jesus is. En so word ons vandag ook stil. Hier om hierdie ete. En ons wonder, wat gebeur hier? Wat beteken dit? Johannes wat hierdie gebeure vir ons opgeteken het deur die leiding van die Heilige Gees, wil hê ons moet ook hieroor nadink. Hy sê spesifiek, dit was die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het. Dit klink soos 'n doodgewone opmerking. Jesus wys weer dat hy leef. Maar dit is veel meer as dit. Dit gaan nie bloot net oor 'n verskyning nie. Ons kan dit ook vertaal met, dit was die 3de keer wat Jesus hom geopenbaar het. Ja, Jesus staan daar voor sy disippels, maar ook voor ons. En hy wil iets wys van wie hy is. En wat dit beteken om hom te dien. Ja, Jesus wys iets van homself deur die hele verloop van die gebeurtenisse. Naglank vis probeer vang, maar niks gekry nie. Dan openbaar Jesus homself en skielik is daar oorvloed. 153 groot visse. Ja, Johannes wys met opset hier terug na die begin van sy evangelie. Jesus se eerste wonder, naamlik die oorvloed wyn by die bruilof te Kana. Dan in Johannes 10 het Jesus ook gesê, ek het gekom dat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ja, hier staan Jesus dan voor sy disippels en voor ons as die lewende Here wat gekom het om oorvloed vir ons te gee. 'n Oorvloed van die lewe.
En kyk hoe word dit uitgelig. Het julle iets gevang om te eet? Vra Jesus. Iets, dalk 'n paar vissies, 'n bietjie kos om te eet. Maar vir Jesus beteken ietsie 'n oorvloed van 153 groot visse, en dit terwyl daar al reeds genoeg kos op die vuur was. Ja, 'n teken van soveel meer, soveel oorvloed. Kom eet, sê Jesus. Dit was geen karige maal nie, want op die agtergrond lê daar oorvloed. Genoeg visse vir 'n skare, 'n teken van genoeg vir die hele wêreld. Ja, Johannes begin sy evangelie met 'n wonder van oorvloed, en hy eindig dit dan ook hier met 'n wonder van oorvloed. En so kan die disippels dan voortgaan met hulle dienswerk waartoe Christus hulle geroep het. Maar Jesus openbaar nie net hier iets oor homself nie. Hy openbaar hom nie net as die Here wat oorvloed gee nie. Hy openbaar hier ook iets oor die disippels self. Daar word 'n herinnering opgeroep. 'n Herinnering aan die begin van hulle omswerwinge saam met Jesus, daar die eerste keer by die see van Galilea, waar Jesus vir Petrus en sy broer Andreas en ook vir Johannes en Jakobus, seuns van Zebedeus, geroep het, terwyl hulle visnette uitgewerp het en reggemaak het. 'n Wonderlike herinnering wat ook die woorde wat daarmee saamgegaan het oproep, naamlik, kom saam met my en ek sal vir julle vissers van mense maak. Ja, daardie belofte van Jesus kom hier weer na vore. Nie in soveel woorde nie, maar met dade. Vissers wat 'n oorvloed mense sal vang. Simbolies, 153 groot visse. Mense wat deur God se genade nie verlore sal gaan nie. Die nette het nie geskeur nie. Maar wat saam sal kom om saam met Jesus die groot maaltyd, die maaltyd van alle maaltye, die maaltyd van die bruilof van die lam sal vier. Maar daar word nog iets oor die disippels geopenbaar. Die disippels het teruggekeer na Galilea toe, na Christus se opstanding. Niks daarmee fout nie. Maar dan sê Petrus, ek gaan vis vang. En 'n paar ander disippels gaan ook saam. Hulle keer terug na hulle ou lewe, na die werk wat hulle geken het voordat Jesus hulle geroep het. Maar dit werk nie meer nie. Hulle vang niks nie. Die hele nag lank, met al hulle ervaring, met nette, vang hulle niks. Eers wanneer Jesus op die oewer staan en hy vir hulle die opdrag gee, is daar oorvloed. Broers en susters, nadat jy Jesus leer ken het, kan jy nie terugkeer na jou ou lewe toe nie, jou ou maniere, na jou ou selfstandigheid toe nie. As jy die lewende Here gesien het, kan jy nie meer leef asof daar niks verander het nie. Jou eie krag, jou eie ervaring is nie genoeg nie. Eers wanneer Jesus Christus jou lewe rig, is daar oorvloed. Die disippels wou terugkeer na die ou lewe, maar dit was nie meer moontlik nie. Hulle moes ontdek, ons hoef nie meer vir onsself te sorg nie. Ons ontvang ons lewe uit Jesus se genadige oorvloed. Ja, ons lewe in totaliteit, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Dink aan Petrus wat Jesus 3 maal verloon het. Dink aan die ander disippels wat gevlug het toe Jesus gevange geneem is. Wat van hulle skuld, hulle skaamte, daar waar hulle voor Jesus sit? Die antwoord is, by Jesus is daar oorvloedige vergifnis, oorvloedige lewe,
'n nuwe begin. Petrus kry 'n nuwe roeping. Laat my lammers wei. Saam kry die disippels die opdrag om mense te leer en die evangelie uit te dra. Hulle word vissers van mense. En uit van hierdie stilte rondom daardie vreemde ontbyt, hierdie ontmoeting met Jesus se oorvloed, so word hulle die wêreld ingestuur. Broers en susters, Jesus gee vir ons meer as wat ons ooit kan verwag. En ons gaan dit ook nou hier met die nagmaalstafel vier. Dit lyk na ietsie klein. 'n stukkie brood, 'n slukkie wyn, maar dit staan vir onmeetlik meer. Volle vergifnis, volle versoening, lewe tot in alle ewigheid. Ja, agter hierdie tekens van brood en wyn lê 'n oorvloed wat nooit sal opraak nie. Jesus Christus is ons Here wat my lewe in sy totaliteit gee, wat vir my sorg, wat oorvloed gee. Kan jy dan, nadat Jesus hom so aan jou geopenbaar het, nog werklik aangaan met jou lewe asof niks verander het nie? Nee. Kom eet, sê Jesus. Vind rus. Ontvang en leef uit wat hy gee. Dink weer aan die disippels wat met hulle skuld en tekorte daar by Jesus sit. Tog is sy oorvloed genoeg vir volle vergifnis en nuwe lewe. En dan roep hy hulle weer, volg my. En so sit ons nou aan by die nagmaalstafel. En ons word weer eens daarvan verseker, Jesus is ons lewende Here wat lewe in oorvloed gee. Hy sit aan die regterhand van God. Hy lei alles na sy koninkryk toe, waar die oorvloed so groot sal wees, dat ons dit tot in alle ewigheid nie sal opgebruik nie. Daarom, broers en susters, kom, neem, eet, gedenk en glo. Ek gaan nou daartoe oor om die formulier vir die viering van die nagmaal voor te hou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Hy het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, ergbrekers, hoereerders, dronkaards,
diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seun te vul. Hy het al sy pyn en smart en bange God verlaat en hy het gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En hy het vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en aan al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl ons sit, sing ons saam met Psalm 23 vers 3.
Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Is almal bedien? Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus.
Almal bedien. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Ons sing saam, Psalm 116, daarvan die eerste en die 10de verse. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, nou word daar aan elkeen van ons dieselfde vraag gevra as wat Jesus vir Petrus gevra het. Het jy my waarlik lief? Jesus gebruik hier 'n woord vir liefde wat in die Bybel onbaatsigtige liefde, selfopofferende liefde, bereid wees om werklik die beste vir 'n ander persoon te soek,
ook al ontvang jy niks terug nie, beteken. En in sy antwoord durf Petrus daardie woord van liefde nie te gebruik nie. Christus bring hom tot opregte ootmoed. Petrus antwoord skugter, ja Here, U weet dat ek U liefhet. Petrus gebruik hier 'n swakker woord van liefde, wat vriendskapsliefde of lief vir iemand wees beteken. U weet dat ek U liefhet. Hy doen 'n beroep op Jesus se kennis van sy hart. Ek is dalk baie gebrekkig in my kennis, in my geloof, my moed en my wysheid. Ek is afhanklik van U oorvloedige genade. Maar U, Here, weet dat ek met al my foute en gebreke U tog liefhet. Ja, met die herhaling van die vraag, gee Petrus dieselfde antwoord as die eerste keer. En wanneer Jesus dan vir 'n derde keer sy vraag stel, gebruik hy ook die swakker woord vir liefde, dit wat Petrus die hele tyd gebruik het. Simon, het jy my lief? Is jy lief vir my? Jesus bring vir Petrus tot 'n opregte en totale verootmoediging. En so weerklink die geweldige woorde van Petrus dan, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Petrus raak bedroef. Nie omdat Jesus hom 3 keer dieselfde vraag gevra het en dit hom skielik aan sy verloning, wat ook 3 keer gebeur het, herinner het nie. Maar omdat die derde vraag alles onder hom weggeslaan het. Jesus laat hom besef dat hy uit homself uit niks het om aan die seun van God te gee nie. Om hom te dien nie. Niks. En so bring Jesus vir Petrus tot die een ding wat nodig is om sy komende werk te gaan verrig. Hy mag Jesus se lammers, sy skape oppas en laat wy, met die blye boodskap van die evangelie, nie in selfoorskatting nie, nie in eie krag nie, maar in voortdurende selfondersoek, uit die een ding wat nodig is, ware liefde vir Jesus Christus. Broers en susters, elkeen van ons word vanoggend ook gekonfronteer met die vraag wat Jesus aan Petrus gevra het. Want dit is die een ding wat nodig is om Jesus te volg en diensbaar te wees in sy koninkryk. Ja, ons mag dalk nou opgewonde en entoesiasties wees in ons dienswerk nadat ons gehoor het dat Jesus vir ons oorvloedig gee. Maar broers en susters, ons moet dit doen uit daardie een ding wat nodig is, daardie een ding wat al ons entoesiasme en ons goeie bedoelings sal bly voed en aanvuur, ware liefde vir ons Here Jesus Christus. Want hoe sal ons in geloof en vertroue die skape kan laat wy, kan lei, sonder om ons geloof uit te leef, sonder om in 'n verhouding met God drie-enig te staan en om hom te vertrou en lief te hê. Byna outomaties dan, vir die wat aandagtig luister, vervaag die naam Simon, die seun van Johannes, en ons eie naam weer klink, omdat elkeen van ons diensbaar is in God se koninkryk en dieselfde nodig het wat Petrus nodig gehad het. Het jy my lief? U weet, Here, U weet dit. Omdat U aan ons self die liefde gegee het en dit steeds weer en weer in oorvloed gee. Die een noodsaaklike ding om te volhard, 'n geskenk van U af. Ja, ons kan nie na vandag terugkeer na ons ou lewe toe en werk as entoesiastiese selfdoeners nie. Nee. Takke op 'n wingerdstok. Dit is wat ons wil wees. U weet, Here, elkeen wat in U bly soos U in ons, dra baie vrugte. Broers en susters,
Het jy my lief? Vra Jesus. U weet, Here. U weet alles. U weet dat ek u lief het. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U die eniggebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Terwyl ons sit, sing ons saam met Psalm 118, vers 12. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Net die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Die 30ste Konrad Meton, die 2de Christian Blighnout, 3de Marodij Steenkamp, 4de Natasha Rudolf, 5de Rian en Ewald Pretorius en die 6de Wayne Legrandsie. Baie geluk aan al hierdie lidmate. Mag die Here sy seën en hand vir nog lank oor julle hou. Dan word daar voorbeding gevra vir Rini Venter, waar daar 'n kanker gewas op een van haar niere gediagnoseer is. Sy gaan nou Vrydag, eerskomende Vrydag, die 5de in, vir operasie om dit te verwyder. Ons dra haar op aan die Here se sorg. En dan Andries Skreerle het ook gister, terwyl hulle hier by die potjiekos besig was, hulle kleinkind in die hospitaal opgeneem. En ons bid ook daar vir vinnige beterskap. Dan, van die potjiekos gepraat, baie dankie aan almal wat gister bygewoon het. Ek dink almal wat hier was, het dit geniet. En dan ook aan die diakonie en Floris wat daar leiding geneem het, met al hulle reëlings wat getref was. En dan ook baie geluk aan die wendpot, Henny en sy seun Frans Dekker, baie geluk. Moet dit volgende jaar nie mis nie. Dit was heerlik geweest. Dan vra ons net as ons nou hier uitbeweeg het, dat die wat, hoe sê hulle deesdae met die rugby, as hulle die volkslied sing, die willing and able mense, die wat willing and able is, ons net sal help om die kerk weer reg te kry, al die tafels net in die stoorkamer te sit, af te dek en die stoele net weer reg te pak. By voorbaat, dankie ook daarvoor. En dan is ek met verlof tot die 4de Januarie, al die
preke is in die kolle gesit. Daar sal wel ook op Kersdag leesdiens wees wat deur ouderling Blighnout waargeneem sal word, so hier sal wel 'n diens wees op Kersdag. En dan vanaf die 5de Januarie tot die 10de Januarie is ek in Potchefstroom met die algemene sinode. Ons vra ook u voorbeding vir daardie sinode en die besluite wat daar geneem gaan word. Dan, broers en susters, die jaarprogram sal beskikbaar wees soos ouer gewoonte, net hier as die skole begin het in Januarie. So ek dink dit sal hier by die 11de Januarie wees, as ek weer preek ook. Ek vra asseblief net, as daar enige van die telefoonnommers of wat verander het, laat my asseblief op my persoonlike WhatsApp weet. Hier het hierdie week kans, ek gaan tydens my verlof die jaarprogram ook reg kry en laat druk. Of as daar dan nog verkeerde verjaarsdagdatums of wat ook al is, laat my asseblief weet op WhatsApp, dat ek dit kan regmaak. Dan is daar ook 'n denim baadjie gister agtergelaat, as dit dalk een van ons kinders in is, wat dit hier vergeet het, dis daar in die konsistorie beskikbaar. Baie lekker week vir elkeen.